Hartlike goeiemôre, baie welkom by ons Woensdagoordenkings. Vertrou dit gaan goed met jou en dat jy opgewonde is vir die res van die week. Nou komende Sondag is Vadersdag en dit is die dag wat ons so 'n bietjie die paas in ons lewens gaan eer en vir hulle 'n bietjie erkenning gaan gee. Nou ek het 'n baie besonderse boodskap wat ek graag met elke pa wil deel en dit is die invloed van 'n pa. Maak nie saak of jy nou 'n geestelike pa is, 'n mentorpa is of 'n regte pa is nie, jy het invloed. En ek dink dit is regtig tyd dat ek en jy dit moet besef, dat ons invloed het en dat dit waardevol is. Maar dit laat my so dink aan 'n verhaal wat Jesus vertel in Lukas 15 vanaf vers 11 en dis die verlore seun. Nou jy ken die storie, maar basies net opgesom in kort, die seun het na die pa toe gegaan en gesê, weet jy wat, ek kan nie wag dat jy doodgaan eendag nie, ek soek my erfborsie nou. En wat het die pa gedoen? Hy het alles vir hom gegee en die seun het dit uitgeleef daar buite in die wêreld tot op 'n plek waar hy niks meer gehad het nie en waar hy in die varkhok van die lewe was. Maar ek wil nie vandag so baie fokus op die seun se storie nie. Ek wil nie fokus op die seun se verhaal nie. Ek wil so 'n bietjie fokus op die pa se verhaal. Waar die pa in hierdie storie was en waar die pa in hierdie situasie was. Nou as jy sal mooi onthou, sal die skrif ook gesê dat die pa was op die uitkyk vir sy seun. Meaning dat die pa was nie in die huis nie, hy was nie agter 'n toegesluite deur en kwaad vir sy seun en gesê, ag weet jy wat, as ek jou nooit sien nie, is dit te gou nie. Nee. Hy was op die uitkyk vir sy seun en dit beteken, daar was hoop in sy hart gewees, hoop dat sy seun eendag terug sal kom huis toe. En jy sal ook onthou, toe die skrif sê ook, toe hy gesien het sy seun van ver af aankom. Wat het hy gedoen? Hy het nie eenkant gestaan en gesê, ja, laat hierdie seun nou terugkom, laat ek nou vir hom 'n les of twee nou leer, dat ek vir hom sê, ja, jy wil mos dit gedoen het. Nee. Hy het hom tegemoet gehardloop, hy het gehardloop na hom toe, hy het hom omhels, hy het hom gedruk, hy het hom gesoen. Nou dink net, hierdie seun was nou net in die varkhok gewees van die lewe. Hy was in 'n fisiese varkhok waar die varkpele selfs lekker gelyk het vir hom, so honger was hy. So hy het gestink, hy het nie lekker gelyk nie, maar tog ten spyte van dit, het die pa hom omhels, het die pa hom gesoen, het die pa eerbied aan hom betoon en het die pa 'n feesmaal gemaak omdat sy seun teruggekom het, sy verlore seun het teruggekom. Jy sien, so is dit met ons hemelse Vader ook. Die Here is op die uitkyk vir my en vir jou. Baie keer dan is ek en jy soos daardie verlore seun. Ons wil ook maar ons erfborsie hê en ons wil gaan doen wat ons wil doen in die wêreld sonder om rekenskap te gee daaroor. Ons wil net gaan leef soos wat ons wil gaan leef. En voordat ons weet, beland ons, ek en jy, in die varkhok van die lewe. En dan is die vraag, gaan ek en jy opstaan? Gaan ons teruggaan na die Vader toe? Want ek wil vandag vir jou sê, hy is al lankal op die uitkyk vir jou. En wanneer jy daai besluit neem, daardie keuse maak om te sê, vandag staan ek op en gaan ek terug na die Vader toe, sal jy sien en sal jy verbaas wees dat hy lankal op die uitkyk is vir jou en dat hy jou tegemoet sal hardloop, dat hy na jou toe sal hardloop, jou sal omvou met sy liefde en genade, jou sal soen en weer eer aan jou bestel. Hy sal weer jou nuut maak en nuut vorm. Hy sê in sy woord, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee, ek sal die kliphart uithaal, ek sal vir jou hart van vlees gee. En dis wat ek vandag jou weer wil bemoedig. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Maak nie saak of jy 'n bietjie verlore gegaan het nie. Staan op vandag, maak die keuse en gaan terug na jou Vader toe, want hy is lankal op die uitkyk vir jou. Mag jy 'n wonderlike week hê, mag die Here jou seën en ons sien Sondag met Vadersdag, 'n baie spesiale diens. Nooi nou al jou vriende en familie saam. Dit gaan regtig 'n besonderse diens wees. Tot ons weer gesels, totsiens julle.